Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre, vertrou dit gaan goed. Ons gaan vanoggend weer kyk na Psalm 27. En in vanoggend se gedeelte gaan ons sien hoe Dawid se desperaatheid na vore kom. Ek het dit al vir julle gesê en ek sal dit nog vir julle soveel keer sê. Daar is iets aan 'n desperate hart wat altyd God se aandag trek. Onthou vir Bartimeus wat uitgeroep het, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Onthou die vrou wat in bloedvloei gelei het, as ek maar net aan sy soem kan raak. Die hofman oor 100 wat gesê het, Here, spreek net 'n woord. Vir Jakob wat gesê het, Here, ek sal u nie los, tot en met u my seën nie. Vandag gaan ons kyk na Psalm 27 vers 7, 8 en 9. Kom ons lees dit saam. Hoor wat sê vers 7. Luister tog na my Here as ek u roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Hoor wat sê Dawid, hy sê, luister tog na my Here as ek u roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Hoeveel keer het ek en jy nie al vir die Here gesê, Here, hoor u my nie? Here, luister na my. Here, sien my raak. In desperaatheid roep ons uit na die Here en sê, Here, hoor my. Hoor my versoek, Here. Slaan ag op wat ek u vra. En dis presies wat Dawid hier doen. Hy sê, luister tog na my Here. As ek u roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Hoor die desperaatheid in sy hart. Here, hoor my. Here, dis net u wat verlossing kan bring. Here, dis net u wat kan verlos. Here, dis net u wat kan help. Here, dis net u wat my noodkreet kan hoor. En daarom roep ek uit. Dan sê vers 8, onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Here, ek is hier om u te dien. Hoor hoe mooi is dit nie? Dawid in die vorige vers roep uit en uit sy desperaatheid uit, roep uit en sê, Here, hoor my aan. Maar net die volgende vers sê hy, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor u. In sy moeilikste tyd, in sy nood, in sy tyd van verdrukking, in sy tyd waar hy vlug vir sy lewe, is sy fokus nog steeds God. Here, dit gaan oor u. Dit gaan nie oor my nie. Here, ek is hier om u te dien. Kan ek en jy vanoggend in ons nood ook sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Here, dit maak nie saak wat om my gebeur nie. Dit maak nie saak of waar 1000 aan my een kant val en 10,000 aan my ander kant nie, Here. My fokus bly u. Dan kom vers 9, hy sê, moet u tog nie verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl u toorn is nie. Want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie. Want u alleen is die God wat kan red. Dawid weet, daar is niks wat hy het wat hom kan help nie. Daar is niks wat hy het wat hom kan red nie. Daar is niks wat hy het wat hom kan verlos nie. Dis net God wat kan red en verlos. Sy sekerheid is nie in sy rykdom nie. Sy sekerheid is nie in sy vermoë nie. Sy sekerheid is nie in wie hy is nie. Sy sekerheid is in God. Dis net God wat kan red. Dis net God wat kan verlos. Al is hy desperaat, al roep hy uit en sê, Here, hoor my, Here, sien my raak, verander sy gebed en sê, Here, dit gaan nog steeds oor u. En Here, ek weet, uit my eie krag, kan ek dit nie doen nie. Dis net u wat kan red. Kom ek en jy wees vanoggend desperaat voor God, maar kom ons roep hom ook aan, en sê, Here, ons weet, dat dit net u is, wat kan red. En kom ons sê vanoggend soos Dawid, Here, moet my nie wegstuur nie. Moenie u gesig vir my verberg nie, Here. Here, mag ek vanoggend in u troonkamer kom. Mag jy 'n mooi dag hê.